Ons vra om verskoning vir die onderbreking. Ek ga liever hier op die skuld. Maar ja, ons was laatst bij Jan Goedhoff van Cleveland, zoals ik gezegd heb, die September Blues. En die dag heeft Gert Roy in Jan, Oliver Jan Isaac, bij gezegd, je kan een leitie wees, maar je laat niet dat hulle bij je komen. En die dag op Cleveland heb ik ook een van mijn beste wedstrijden gehad. Tegen Jan Goedhoff van Cleveland. En dan weer ik verder aan, dan komen we bij Marines van Lammersbij. Ja, ons is gehoord van Jan Kamfer, van de Wit. Die speelt in de boze man. Zo ja, het is altijd met je plezier om je handen in je handen te krijgen. Dan breek het net zo'n klein breekje vooruit kunt maken. En ik denk de andere een was, dat was nog iemand. Hoeveel nog 2, 3 dat ik dat deed. Maar zoals ik zei, dat was. Nee, je moet niet zeggen, Leonard, het was Yes. Pogele en hij, maar dat is wat kan je zo gewoon zeggen. Maar zoals ik zei, Yes. zoals ik zei, dat was hier bij frase voor de tijd om met degene zo is. Yes, fine. Maar ik geef maar dat ik kan geven. Ik deel boeddhische sentimenten, verstaan je? En dan heeft dat, wat om ik vloed op die verliezer vergeet zo. Ik ben Derry, op die manier. Zo ja, zoals ik zei, als het naam uitgenomen wordt, uitgelaten vraag ik redelijk om verschoning. Dus ik zei dus, inkom en laat time het ook net van de hand op je lucht is. So next time. Als je een volledige duidelijkheid geeft, verstaan je, en dat is intervisie. Nou, Boetie, ik wil vragen man, die oefenpatronen van ons tijd, ik weet voor een feit, ik ondervinding het, onze oefening. Het, daar wat is wat je vergeet het van die coachingstijl. Nou, in die O-blok toe is het wat voor Invincibles afgerigd, daar je praat over die A-span of die coaches. Mr. Boy Engelbrecht, Mr. Lot, ja, hoe kan je daar maar vergeten, maar als ik zeg, die mensen hebben ons geoefend. Ons het hier vanaf in die O-blok het gehardloop tot bij Lammersbijse afdraai en terug. Is ek reg boeddhisme? Yes. Kijk eens, jullie moeten mij verschonen. Ik ben net zo gaan kijken bij de camera, want als gevolg van die onderbrekings bij die zwaar weer, zal ik maar zo uit en aan gaan. Ja, maar vertel voor ons daar vanaf boeddhisme. Ja, dinsdag en donderdag was het rugby. Mr. Boy Engelbrecht en Mr. Lot. En ik nou als africhters van de mensen van het club. En jij vanaf die rugbyveld daar achter die school, die Zandveld, het je draf tot bij Lammersbijse Cross en terug. Die daar als het geregend of als het koud is of whatever wees, maar jij zal bij Lammersbijse Cross aansluiten. Als het die aansluiten, zal jij komen. Dan hebben we sommige dagen moeten leren ons Afrika is een blauw lorry, het is gereden. Dit was ook in Winterville zijn transport. Om rijden te rijden. Dus ik zei yes, om te praten rondom oefening Zuid en die Zuid. 1984 kom ik van basic training af in de Oost-Transvaal. Die dagelijks draait. Topfit. Oké. En dat hij dag te spelen in Winterville tegen Flying Eagles. Jo, ik kan niet wachten dat hij training in de Kaap moet komen. Ik kan niet wachten dat ik donderdag aan bij die oefening kan komen. En die donderdag aan, lampjes het weer lokaal, waar hij op zijn mannen zal van lampjes geen spet, zijn getuigen. Hij bleek om halen in Vriendberg, want Vriendberg is ouwens tussen gevat en te brengen los tot op Vriendberg en daar vanaf het hele kom aan. Die donderdag aan zo voor 7. Toen zei ik een vriend dat ik het net gegroet bij de huis en ik het me goed gevat, want ik moet op die veld komen. Op die veld kom aangesloten, deel van die oefengroep, ankel, en wordt
Welkom gehad, Ja, deel van die oefengroep. En toe ek gaan kyk, die span was geplak daar by die winkel. hy was die ding geweest. Vir die Jy gaan spanning kyk. op 'n plak. Dis my naam nie daar nie. Ja, yes. Ek dink, ja, Mm, my naam is nie daar nie. Ek is al 'n moeë man, man. presies. Ek is aan my naam is nie daar nie. En ek gaan sommer aan 'n ankel se huis toe en ek vra vir ankel, dis ankel, my kind. Waar was jy die 6 maande? Jy Nou, was toe, nie by nie. dis Jy nergens. is nie saam geoefen nie. En ek het nie daai dag die geleentheid gekry om teen hy manne van Flying Eagles. Sorry guys. Yes. Flying Eagles. Uit te kon dra. Uit te kon dra. Weet julle mense, nou, as ons moet dieper gaan in terme van die geskiedenis van rugby spelers, dat soos ek Boetie gesê het, ons los 'n klomp name uit. Weet jy, as 'n mens net, dan gril jy eintlik vir dit want ja, ek kan nog maar ek wil nie, maar ek gaan so 'n paar name noem ook. Jy vat jou Steenkamps, Willem Jan, Fred hulle. Jou Boeties wat jy vat vir Agussie hulle, jy vat vir Mr. Bekeer hulle, jy vat jou Don Han hulle, jy vat jou Mr. Malakas hulle daar aan die ander kant, jy soos ek genoem het, jy vat jou Jackie hulle, en jy vat daar die Pog hulle, en so kan 'n mens aangaan, en ons eie geleerdere, jou Louis van der Lingen, jou Pannie Greef, wat dan nog lewend is, jou, wie is daar, Willie de Villiers, goed, ja, mense, die klub het 'n ryke geskiedenis. En dis moet jy hoekom ek sê dat as 'n mens meer in detail en meer tyd en meer spesifiek kyk dan die geskiedenis van Invincibles. Jy het altyd vir my gesê en jy hoef nie daarop uit te brei nie. Jy wil hier 'n paar ook op 'n stadium gespeel en dit was vir wat was die klub se naam dit gewees? Varrow Stones. River Stones. Ons het ook gespeel in die ou blok op Sandveld. Ja, maar daai is history wat 'n mens kan vertel wanneer daar meer tyd is. Kom ons kom op hier my vriend. Ek sê vir jou dat huidiglik, né, in die lok nou. As ons hom nou sien, ons is na die einde van die tweede helfte, na die einde van die eerste helfte. Huidige puntestand in die lok is onder andere Eagles lê bo 41 dink ek, dan Invincibles 40, dan Lemoene nie Delicious 39 en ek dink 36 of so, ek spreek onder korreksie of 37 by Lemoene. Dis so hulle sê die gaste top 10, hy top 4 spanne. Maar nie laat die ander spanne nie, ek hou nie af van die ander spanne is net so goed en net so belangrik. Jou overall siening van die rugby van vandag man. Hoe verskil dit van ons tye van rugby? Ja, soos ek sê, ek is nie 100% vertroud met die reël van vandag nie en ek sê dit. Maar Nee, ek praat nie van die reël Ja, nie, ek praat van die spel tipe patroon. ja, hy verskil 100% van die tipe rugby wat ons na jare gespeel het. Presies. Dit moet ek sê. Vandag se rugby is meer gestruktureer en as 'n meer supporting base Yes. tussen die 15-tal wat op die veld is. En soos ek sê, ja, dit is nie daai tyd, daai se rugby is vandag se nie. Weet kom ek vertel julle staaltjie, wie oorlede Flinkie toe hy nog geleef het, hy is nog net kort gelede as hy oorlede. Hy het vir my gesê, tyd toe hulle gespeel het, toe voor ons nog by hulle gekom aansluit het, toe sê, tyd het hy gespeel met 'n gebreekte arm wat gegips het. Kan dit waar wees? Ja, by Ankel, of soos by hom ook gesê het, Ankel, sê Yes. so maar moet Episode. Maar ek glo nie. Jy kon met 'n Gegipste arm. gegipste arm gespeel het, maar dit was Ankel hy. So jy kon hom nie gestry het om te sê maar dit kan nie waar wees nie, want dit sê word. Krane speler by jou of Flinkie. 'n Mens op pil is nog nie baie by. Ek het ook verneem, kom ons wens op hom sterkte toe, ek het verneem hy's hier was by toe. Pieter de Villiers hier agter ons net die laabe nie ver vir jou is of die. Maar 'n mens julle name kom maar so op as 'n naam uitlos, moenie vir ons kruisig nie.
Ja, so Ja. moet ek weet die liga van die Boland Rugby Unie is nou, ek praat net van die Noordweste. As jy so kyk na die lok se punte stand, as hulle nou maar agter mekaar verlede week het Invincibles te gaan speel te Klein Willem. Sien vandag die veld is net te water, nou spot party van die Bente sê hulle, kyk daar kom hulle trane nou oor die verloor. Selde het gebeur met Van Rens of Eagles, het ook gaan speel teen Lemoene, hulle het ook by die Laure daar weggestap. Daar's ook oorspoelings en die goedes. Maar ek dink in die gees van dit moet mense sê dat rugby is nogal baie gesond hier in die area. Maar ek moet ook sê, net die vorige of die week, 2 weke voor, dat het Fredenal ook gaan speel in Invincibles, te Lemoene. En daar het ook 'n dingetje gebeur wat heeltemal anders my out of order is. Ek het gelees op Facebook van die Refa daar geblaas, die aanspan Refa, gaan nie sy naam noem nie. Weerlik uitbarsting gehad op Facebook. Dink jy dis gesond vir hierdie tipe dinge om rugby so ver te vat? From my point of view, ek het altyd gesê, jy gee nie 'n skeieregter gee jy nie skuld op dit verloor. Yes. Hy ken die reël, die player ken die reël, so jy kan nie 'n skeieregter skuld gee vir 'n verloor nie. Ek glo Presies. Soos ek sê, jou coach het jou voorberei om Saterdag te rugby speel. Nou sê ek, as jou brein, is jou hande, is jou oë, is jou ore, is jou voete, so, hy vir jou gesê, die coach, jy moet, daai tyd, as jy beweging so is, dus, Ja. jy moet, en jy sien die gap, jy moet pas, jy moet so. En die brein sê, vir die hande, gee die bal vir die voet, en skop, hoes te bly, Absoluut. hoes te bly. Dis waar ek is. So ek sê, jy gee nie 'n skeieregter skuld nie. Skeieregter wil skuld te gee, maar na die game, as Lemoene Invincibles 'n man kan gesoel het, maar hulle is mos manne. Maar hulle vat mekaar, hulle sê dankie vir die game. En dis belangrik. Dat jy kan daai tyd, daai 80 minute kan jy 'n vyande wees. Yes. Maar sodra daai vletjie gesê het, proef, die game is af. Jy het gewen om Dries. As om Dries geblaas het. Dries Isaacs, yes. As om Dries geblaas het. Hy het 'n dulgaat as hy afgeblaas het, proef. Ek weet. Daar hardloop by van die veld af. Hardloop is 'n kans toe. Ja, daar hy was in die ou blok op die boetie. So, dis wat hulle gedoen het. Soos ek sê, jy gee nie 'n skeieregter skuld nie. Ek het altyd gesê, Yes. ek het in die Stottersterrein het ek 'n boek opgetel van die NG Kerk in Parysop. Wat hulle se katkesante voorberei om 'n lidmaat van die kerk te raak. En wat het vir my so by jou elke dag gesê, die sportgronde is daar. Ja. Die sportgronde is daar, die paviljoen is daar, en die players is daar. En hulle het gevra, waar wil jy wees? Presies. Jy gaan rugby speel. Jou plek is daar. Yes. Jou reserves sit daar. Presies. Jou toeskouers sit daar. Jou first aiders sit daar. Is dit die wat jy die veld so uitmaak, uitmeet, as jy met die veld kalk? As ek die veld kalk, dan glo ek maak die as ek aan geel stoele gekry het, en die geel stoel daar is. So die sin binne is daar. Yes. Jy is gestraf vir 10 minute. Yes. Jy moet uitgewys word. Want dis hoekom ek sal altyd daai plek sal ek elke. En soos ek sê, ek vra vir die speler rugby. Ek vra vir die skeieregter, Blaas die heel. Ek vra vir die assistent skeieregter, vandag die vlagman oor ons het. Yes. Daai tyd is dit net, hy's uit. Yes.
wie moet inskop. Vandag is dit anders. Vandag is dit anders soos ek sê, die goed verander en die rugby is vandag se reëls het verander, is baie veiliger as daai tyd so. As ek dit sê, dan kan daar dan die waarheid wees rondom die gips op die arm. Hy is Op die video ek wil eens met afsluit, maar dat is een ding wat vir my baie pla is dit. En ek verwys nie na 'n spesifieke klub in die algemeen. Okay, Boland se een geoordeel is dat na wedstryde wil hulle hê die spanne moet by mekaar kom, nie mekaar groet na die eindvlietjie geblaas het nie. So verkeer en al die tipe, maar die goed gebeur nie meer nie. Die tweede een is beteken, ek wil hê jy moet 'n repliek daarop gee, is dat 'n klub behoort mos aan 'n gemeenskap. Alhoewel sekere riglyne daar is dat jy moet membership hê, maar behalwe die wat membership betaal het vir die klub, is jy 'n breë gemeenskap wat nie betaal het nie, maar wat ondersteunend is. Dink jy nie dis hoogtyd dat die plek van die gemeenskap moet geken word, van die gemeenskap of die ondersteuners, die breë ondersteuners, binne in die klubstrukture nie, dat daar meer met hulle gekommunikeer word, om, soos ek sê, dat sport is iets wat 'n gemeenskap na mekaar toe moet bring. Ek wil jy moet daarmee afsluit, maar ek wil dan van my kant af sê, dames en here, kyk eens, daar gaan weer 'n ophulsessie wees, maar ek laat nou vir Boetie weer oor om die laaste sê te sê. Boetie, so die keuse is jou nou om te sê wat jy wil sê, ek staan uit. Ja, soos ons sê, die klub het sy members, Hallo. onbetaalde members van 'n klub. Dan sê Invincible se grondwet, byvoorbeeld, ek praat namens Invincible, onbetaalde lede. Maar as jy gaan kyk in die breë spektrum van vandag se rugby, is nie net in die Noordweste wat hulle praat van die gemeenskap nie. Oral in die Boland wil die gemeenskap ook sy stukkie insit, sy stukkie gee. So ja, ek kan met trots sê, Invincible Rugby Football Club het gemeenskapvergaderings gehad. Ek dink Portable het ek gelees, het gemeenskapvergaderings gehad. So, my pleidooi sal wees dat die clubs, so sê, ek kan met trots sê, Invincible het met sy gemeenskap. Wanneer was dit? Verlede jaar. Okay. Verlede jaar is, soos ek sê, ja, die clubs moet toch uitreik naar die gemeenskap. Iemand het gesê, hy sien dit blaai net deur Facebook. Yes. Ek blaai deur Facebook omdat ek nie saamstem met dit wat members of the community, wat lede van die gemeenskap sê van 'n klub se bestuur, klub se players of whatever the case may be. So yes, daarom is my pleidooi vanaand dat van die clubs, hulle wat vanaand luister of ingeskakel is, gee maar aandag aan die gemeenskap. Want hulle glo, of kom ek sê ja, dat ek sê die gemeenskap glo, as hy op sy nie Saterdag kom rugby kyk nie, sal daar nie geld in jou kas wees. Wat ook wat ek die waarheid is, maar dan sê ek haat negatiewe uitlatings van 'n member of the community wat langs die veld sit, of jy nou van Invincible is, en of jy nou van die besoekerspan is. Ons kom ons los, die sê goed het die groot mense gesê, aan die bestuur, die players, en die gemeenskap wat korrek begin. Kuier lekker saam ouers. Hond saam. Vir my is dit 'n plesier om teen die rugbyveld te wees. En dan sit ek op Vereinsdorp, sit ek daar by die witblokse manne by se pet. So kan ek by elke klub kan ek gaan en saam met die weer is so bonds. Behalwe die bondboeties moet ons moenie die oog uit verloor nie. Behalwe die verwagtinge van die gemeenskap, soos jy nou genoem het, soos anders word respekteer nie, is dit ook belangrik dat konsekwentheid van optrede vanaf die bestuur se kant, vanaf die spelers se kant, op en van die veld is ook net so 'n kardinale aspek wat van hulle kant af moet kom.
Soos byvoorbeeld, mense ek glo daaraan is dat wat vir die ene geld moet vir die ander ook geld. En laastens wat ek wil noem is dat as daar enige ego-syndroom, kom ek noem het 'n syndroom, ego-syndroom in 'n bestuur is of in 'n spelers is, pas op, die verloor wagwinkel. En jy verloor nie net die punte nie, jy verloor nie net op die dag se spel nie, jy verloor 'n breë gemeenskap. So die uitroep is duidelik dat, kom ons doen dit as 'n kollektief vir die herbou en ontwikkeling van ons as gemeenskappe en ons glo almal saam dat as ons almal saam staan, ons 'n verskil kan maak in die kore rugby, nie net die kore rugby nie, van alle ander kores. My naam is Sylvester Kutsie en ek is van Time to Talk. Jy kan my kontak op 073 550 1295. Meneer Smit, baie dankie aan alle voorspoed. Dankie Johannes. En mag daar nog groot geselse voorkant toe Ja, gesien. next time ek het reg hier. Swart is bo, heel